Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre, is lekker om almal hier te sien. Ek hoop dit is vir julle 'n mooi tyd sover in hierdie Kerstyd. Kersfees in Suid-Afrika begin heelwat vroeër as 25 Desember. Ek dink almal van ons is so in aanloop van Kersfees en mag vandag vir u in hierdie tyd 'n wonderlike en 'n geseënde Kerstyd wees vir elkeen van u. Broers en susters, ek wil vra kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ons is vanmôre hier om die Here te dien. Vanoggend is die 3de Sondag in Adventtyd. Nou baie keer fokus ons nie op die kerkjaar nie. Die kerkjaar 4 weke voor Kersfees begin ons met Adventviering. En vanoggend is die 3de Sondag in Advent. Nou waaroor Advent gaan is 2 doelwitte. Die eerste ene is om voorbereiding te tref vir Kersfees, maar die tweede doel is antisipasie. As ek vir 'n dogtertjie sou vra, vir enige kind, 'n seentjie of 'n kind van 5-jarige ouderdom, waaroor gaan Kersfees? Dan sal hulle sê Kersfees gaan oor die geboorte van Jesus Christus. Dis die een deel van Kersfees. Daar's 'n tweede deel wat bykom. En dit is waarom ons Advent vier. Advent is om ons voor te berei vir Kersfees, maar ook om by ons die afwagting te skep van Jesus se tweede koms en sy wederkoms. En daarom as ek nou vra dat ons stil word, maar voordat ek dit doen, gaan ek 'n oomblik van stilte gee. En ek wil vra in daai oomblik van stilte, berei u hart vanmôre voor vir Kersfees. Vergeet vanmôre van die seisoen Kersfees. Fokus vanmôre op die krib van Jesus Christus. En dink vanmôre aan die blydskap van die dag as hy weer kom. Gee 'n paar oomblikke, kom ons stel ons harte in. Ons Here God, Kerstyd is 'n tyd van feesviering. Kerstyd is 'n tyd waar ons as ons in 'n winkel instap, sien ons die Kersversierings. Ons hoor die Kersmusiek. Ons sien glimlagte op mense se gesigte. Etes word voorberei, geskenke word toegedraai. Here, 'n tyd van groot blydskap. Ons hoor die engelekoor vanmôre wat verskyn aan die herders en sê ons bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Maar Here, ironies genoeg, in hierdie tyd van feesviering, in hierdie tyd van vreugde, is daar ook diepe eensaamheid. Mense vanmôre wat hier sit, Here, wat in spite van al die mooi musiek en die opwinding van Kersfees, diep alleen, diep eensaam en diep seer is. En Here, dan voel ons partykeer of ons soos die psalmdigter kan uitroep en sê, ek kyk op na die berge. Here, dis Kersfeestyd. Almal is opgewonde en almal is bly. Almal gaan see toe en almal is met vakansie. Waar gaan my hulp vandaan kom? Here, ons kom soek vanmôre ons hulp by U. Want my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre deur te staan en saam te sing lied 344 vers 1 en vers 3 en ons sê vir Tannie Helena baie dankie. Tannie Helena is vanoggend op die orgel. Sy begelei ons vanoggend. Tannie Helena is altyd baie lekker om saam met Tannie te sing. So kom ons staan, ons sing hartlik hierdie wonderlike Kerslied oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Lied 344 en ons sing daarvan vers 1 en vers 3.
Ek wil graag die wet vanmôre vir ons lees uit dieselfde brief uit wat Paulus aan die gemeente in Rome skryf. Ons teksgedeelte vanmôre gaan uit Romeine hoofstuk 1 uitkom. Maar in hierdie brief verduidelik Paulus 'n klomp goed. En hier in hoofstuk 12 skryf Paulus 'n interessante gedeelte in die brief. Hy praat oor die nuwe lewe as Christen. Hoe lyk iemand se lewe wat deur Kersfees aangeraak is? Want Kersfees is goeie nuus, broers en susters. Kersfees is die menswording van God, waar God in ons kom inwoon het, waar hy deel kom word het, en waar sy verlossing vir ons aan die kruis bewerk is. Maar Kersfees is ook 'n moment wat lewens verander. Kersfees is ook die oomblik waar ons voor die krib staan, en ons lewe vernuwe in Christus. En dan skryf Paulus hierdie woorde, hy sê in hoofstuk 12, vers 1, hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Hy verwys na die geboortedag van Jesus. Hy verwys na Kersdag. Hy sê, ek doen 'n beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. En dan beskryf hy dit. Dan sê hy, so lyk hierdie lewe. Hy sê die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike liefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Kersfees het gebeur om die wêreld 'n beter plek te maak. Ek wonder of die wêreld 'n beter plek. En dan gaan Paulus aan en hy sê, moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Help medegelowiges in hulle nood en lê julle daarop toe om gasvry te wees. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan geskrywe, dit is my reg om te straf, dit is my reg om te vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As jou vyand dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy vir hom vuur rooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek wil nou 'n oomblik van stilte gee. En broers en susters, ek wil vra dat ons vanmôre vir 'n oomblik onsself indink voor die krib van Jesus. Ek wil vra vanmôre, as jy vir 'n oomblik stil word, sien jouself daar by die krib, daar in die stal by Jesus. Sien jou daar staan en laat hierdie woorde in jou gedagtes en in jou ore weer klink. Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Paar oomblikke van stilte. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, ons gebed is vanmôre, dat hierdie liefde wat U vir ons gehad het, sal afsmeer aan ons, sodat ons ons naaste sal lief hê, soos U ons lief gehad het. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 365, die 3de vers.
Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak vanmôre by die boek Romeine. En ons gaan saam lees uit Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 1. Ons gaan net die eerste 3 verse saam lees. In my Bybel is dit op bladsy 198 in die nuwe vertaling. Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 1. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons nou die voorreg kan hê om die woord oop te maak. Here, om so in 'n kerk in te stap saam met medegelowiges, om net in 'n kerk te sit soos vanoggend, Here, maak 'n mens klaar bewus van U teenwoordigheid. Here, ons sien U teenwoordigheid en ons voel dit in die natuur. Maar Here, wanneer ons in die kerk is, dan voel dit gekonsentreer. Dit voel intens. En Here, daarom, as ons die woord oopmaak, dan hoor ons U stem vanmôre. Ons hoor U praat. En daarom wil ons vra, berei ons harte voor. Maak ons gedagtes stil, Here, dat ons nie vanmôre in ons gedagtes vakansiereëling sal tref, of Here, in ons gedagtes oor die laaste werk wat nog moet afgehandel word, ons gedagtes daarin sal dwaal nie. Maar Here, help ons vanmôre, dat die Kersverhaal ons harte sal absorbeer. Dat ons gedagtes, ja Here, ons aandag vanmôre, Heilige Gees deur U vasgehou sal word. En praat met ons. Here, as ons vanmôre hier is, wil ons onsself verbly in hierdie Kersverhaal. Here, soos die mense wat voor ons gegaan het, Here, van die engele wat aan die herders die verhaal vertel het, Maria, die wyse manne, die hemel wat gejuig het, Here, mag ons vanmôre ons verbly in hierdie Kersverhaal. En Here, mag U vanmôre ons harte opgewonde maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 3. Ons tema is Joy to the world, the Lord has come. 'n Persoon, nie 'n seisoen nie. Ek lees vir ons uit Romeine uit. Paulus begin en hy sê, van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Ons skriflesing vanmôre sover. Dis so 'n bietjie 'n kort samevatting vanoggend van die bekende en die gewone Kersverhale wat ons ken in Matteus en Lukas en Johannes. Hierdie is so 'n bietjie 'n gekondenseerde en 'n saamgetrekte verhaal van die Kersfees gebeure wat ons baie goed ken. Nou broers en susters, ek weet nie wie van u ken die boek van Daleen Matthee, Kringe in 'n bos nie. Ek weet nie wie van u het hom al gelees nie. Ek dink ons ouer generasies ken hom dalk so 'n bietjie beter. Ek onthou toe ek in matriek was Kringe in 'n bos van Daleen Matthee was ons voorgeskrewe boek gewees. Nou, moet ek eerlik wees, as dit nie was dat dit my voorgeskrewe boek in matriek was nie, sou ek hom seker nooit gelees het nie. Dis nie my tipe boek nie, maar hier waar ek staan vandag is ek diep dankbaar dat ek hom gelees het. As jy hom nog nie gelees het nie, kry hom in die hande en lees hom. Dis een van daai boeke wat nogal 'n mens se siel skoon was. Partykeer met trane en partykeer met lag. Maar daar's 'n karakter in die boek Kringe in 'n bos, en sy naam is Saul Barnard. Nou ek weet nie wie van julle onthou vir Saul Barnard nie. Saul Barnard is hierdie tipiese fors boomkapper met ongelooflike wysheid. 'n Man met hande wat hard gewerk is deur fisiese werk, maar met die wysheid wat net oor jare kom. En ek het al baie by myself gewonder, hoe sou dit wees as Daleen Matthee en Saul Barnard mekaar moes ontmoet? Nou jy moet nou baie mooi volg. Saul Barnard is nie 'n ware mens nie, hy is 'n karakter in 'n boek. En ek het baie by myself gewonder, en ek onthou nog toe ek voorberei het vir matriek, ek kon hierdie vraag antwoord, absurd soos dit klink, maar hoe sou dit wees as Daleen Matthee, die skrywer, en Saul Barnard mekaar moes ontmoet het? Wat sou hulle vir mekaar sê? Wat sou hulle met mekaar praat? En die vraag is, hoe sou dit gebeur? En toe ek mooi daaraan begin dink, toe dink ek by myself, die enigste manier
hoe Daleen Matthee en Sil Barnard mekaar kon ontmoet, is as dit deur Daleen Matthee geïnisieer word. Jy verstaan wat ek bedoel? Daleen Matthee is die skrywer, Sil Barnard is net 'n karakter in 'n boek. So Daleen Matthee sou hierdie ontmoeting moes fasiliteer. In kort gesê, vir Sil Barnard om Daleen Matthee te ontmoet, al is sy die skrywer, sou sy haarself as 'n karakter in die boek moes inskryf. En toe het ek begin dink aan Kersfees. En toe het ek begin dink aan God as skepper en ons as mens. En toe het ek gedink, dis presies wat Kersfees is. Kersfees is waar die skepper van my en van jou homself in ons lewe kom inskryf. Dis waar God kom, broers en susters, en met sy eie seun om in ons lewens kom inskryf, sodat ons hom kan leer ken, hom kan leer lief hê en hom kan leer volg, sodat ons hom kan leer vertrou. En ek dink, hoe dit vir Sil Barnard moes gewees het in kringe in 'n bos, as hy vir Daleen Matthee moes ontmoet het, en ons kan vanmôre sê, ons het daardie voorreg. Wow. Nou hoor hoe praat Paulus vanmôre van Kersfees. Nou vir baie mense en vir meeste van ons, as ons dink aan Kersfees, dan begin Kersfees vir ons by die krib. Gewoonlik wanneer ons oor Kersfees dink, en ons kyk na die Kersversierings, dan sien ons die krib, en ons sien die stal, en ons sien die diere, en dis waar Kersfees vir ons begin. Maar vir Paulus, wanneer jy na Romeine kyk, dan sien jy, dat vir Paulus begin Kersfees baie ver voor die krib al. En hoor hoe begin Paulus, hy skryf in vers 2, hy sê, hierdie evangelie. Nou dis interessant, Paulus praat van Kersfees as evangelie. Hy sê hierdie evangelie, ons sê Kersdag, Paulus sê, dis die evangeliedag. Nou evangelie, die woord, letterlik vertaal uit die Grieks uit, beteken goeie nuus. 'n Boodskap van groot blydskap. Nou broers en susters, as jy daaraan dink, dan hoor jy die lied van die engele aan die herders, toe hulle in die veld was, en toe die engele aan hulle verskyn, toe die engele sê, ons bring vandag vir julle 'n boodskap van groot blydskap. En dis wat Paulus sê, hy sê, hierdie evangelie, hierdie geboorte, hierdie Kersfees van Jesus Christus, hy noem dit die evangelie, hierdie boodskap van goeie nuus, het hy lang voor die krib al, vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. Want jy sien wat interessant is vir Paulus. Kersfees is vir Paulus 'n vreugdefees, omdat dit die vervulling van 'n belofte is. Wil jy moet baie mooi hoor. Die vreugde vir Paulus in Kersfees lê daarin dat dit nie net die geboorte is nie, maar dit die vervulling van 'n belofte van God is, wat oor eeue en geslagte kom. As ons in die Ou Testament gaan kyk, broers en susters, dan sien ons, daar is meer as 40 profetiese aankondigings van die geboorte van Jesus. En daarom moet daar aan die kruis en aan die krib gebeure meer wees as net 'n geboorte. Daarom moet daar meer wees en daar moet iets dieper wees, broers en susters, as net die kind in die krib. En ek wil hê ons moet vanmôre so 'n bietjie dieper grou in hierdie krib in. Om te sien hoe hierdie geboorte mense se lewens verander het. Ons gaan so 'n bietjie vanmôre kyk hoe hierdie krib gebeure, hierdie Kersfees, hierdie evangeliedag, die dag toe die groot boodskap aarde toe gekom het, hoe dit mense se lewens verander het, vir altyd. En ek wil hê jy moet saam met my daarna kyk. Nou ek weet nie van u nie, maar gewoonlik in Kerstyd raak ek so 'n bietjie sentimenteel. Dis die einde van die jaar, ek raak so 'n bietjie ekstra sentimenteel, want ek moet by my skoonouers vir 2 weke gaan kuier. Nie dat dit sleg is nie, my skoonouers is great, en my skoonfamilie, Petersburg is net nie 'n great Kersfees venue nie. Maar wanneer ons so nader kom,
dan luister ek altyd 'n lied, en die lied se naam is Joy to the World. En dit is so wonderlik om dit saam met familie, mense wat jy liefhet, deur te bring. Ons het hierdie gebruik in my skoonfamilie, en ek het dit by hulle geërf, en is so mooi, ou Kersaand, en gewoonlik almal van ons ou Kersaand deel persente uit. Maar hoe dit werk by my skoonfamilie is, almal sit daar, my skoonsissies en my swarries, en die kindertjies en almal, en dan sal die oudste persoon, en dis my skoonpa, sal hy altyd die Bybel vat, en dan sal hy die Kersverhaal vir ons lees. En dan ek het die genade om in 'n baie musikale familie te wees. Dan sal al die dogters en die kinders instrumente vat, en dan sing ons Kersliedere, voor ons persente uitdeel. En dan een van die liedere wat ons baie lief is voor, is 'n lied wat ek hierdie week oor en oor geluister het. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive the King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. En dan die eerste reël van die tweede vers. Joy to the earth, the Savior reigns. Dis waaroor Kersfees gaan. En hoor hoe skryf Paulus daaroor. Paulus skryf daaroor, hy kom uit die heidendom uit, en dan skryf hy oor Kersfees wat hom aangryp. Hy skryf oor die geboorte van Christus, hy skryf oor die menswording van God in vers 1, hy sê van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus. Dis waar hy begin. Hy sê hierdie evangelie gaan oor 'n persoon, hierdie Kersdag gaan oor 'n mens, dis nie 'n seisoen nie, it's not the season of Christmas, dit gaan oor die persoon. En dan noem hy hom Christus Jesus. Ons weet almal Christus beteken Messias. Maar weet jy wat beteken die naam Jesus? Ons het so gewoond geraak aan die naam, dat ek wonder of ons weet wat die naam Jesus beteken. Jesus is die Griekse vertaling. In Grieks word Jesus uitgespreek Jesus. Letterlik vertaal, beteken die naam Jesus, God red. God is redding. Broers en susters, elke keer wanneer jy in jou lewe die naam Jesus oor jou lippe bring, elke keer wanneer jy jou gebed afsluit en sê, ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, sê jy, God red, God bring redding. Dis wat Jesus letterlik beteken. En nou kom Paulus en hy skryf oor Kersfees, en hy sê, ek is 'n dienaar van hierdie God wat red. Hy het my lewe omgedop. Hy het my getransformeer, hy het my 'n nuwe mens gemaak, hy het my 'n nuwe manier gekyk om na die wêreld, en van hom het ek 'n dienaar geword. En daarom is ek geroep om apostel te wees, en gee ek my liggaam prys, sê hy. Ek gee my siel prys, ek gee alles prys, om afgesonder te wees vir hierdie evangelie, hierdie boodskap van hoop, hierdie boodskap van krag. That is the joy to the world. That is the Savior that reigns. Dit is wanneer Daleen Matthee haarself in die lewe van Saul Barnard sou inskryf. En ek wil hê ons moet vanmôre kyk, hoe gebeur dit in mense se lewens? Wanneer God homself in jou lewe inskryf, gebeur daar iets magical. Daar gebeur iets wonderbaarliks, daar gebeur 'n wonderwerk wanneer Christus homself in jou lewe inskryf. En ek wil hê ons moet na 3 goed kyk. Verlede, hede en toekoms. Wat gebeur wanneer Jesus Christus homself in jou lewe inskryf? Kom ons kyk eers in die verlede. Hoe lyk dit wanneer God homself inplant in mense se lewens? En die eerste karakter waarna ek kortliks wil kyk, is Maria, die moeder van Jesus. Nou ek wil u gedagtes, kom ons sê, so 'n bietjie breinspoel vanoggend. As jy vanmôre hier sit en jy's moedeloos. As jy vanmôre hier sit en jy sê vir jouself, ek kan nie meer nie. As jy vanmôre na die wêreld kyk en almal gaan weg met vakansie en almal is by die see, almal koop geskenke, maar jy is op hier binne. Dan is die Kersverhaal van Maria vir jou.
Want jy sien, die naam Maria, letterlik vertaal, beteken bitter of see van hartseer. As jy Maria vat, direk uit die Grieks uit vertaal, beteken dit bitter of see van hartseer. Ons ken nie die geskiedenis van Maria baie goed nie, broers en susters. Ons weet nie baie mooi wat met Maria gebeur het en wat haar agtergrond is voordat Jesus gebore is. Ons weet eintlik nie baie nie, maar die feit is, in die Nuwe Testament en in die Bybel het name betekenis gehad. En die feit dat Maria se naam Maria was en see van hartseer, bitterheid beteken dat daar groot seer was wat sy in haar binneste met haar saamgedra het. Wat dit is, weet ek nie. Maar al wat ons weet, is dat Maria iemand is wat diep seer in haar binneste gedra het. En dalk is dit jy vanmôre. Dalk sit jy vanmôre hier met die glimlagmasker op. En almal vra vir jou, hoe gaan dit? En jy sê, dit gaan goed, want dis wat ons moet sê, maar jy stikkend hier binne. Jy's moedeloos. Hoe gaan 2026 lyk as 2025 so gelyk het? En dan wil ek vir julle kom wys, hoe draai God Maria se lewe so om? En as jy die Bybel sê, kan jy saam met my blaai, ek gaan dit vir u lees. Want wat gebeur wanneer God in 'n see van hartseer, in 'n see van bitterheid, wat gebeur wanneer Jesus homself in 'n krib inplant in jou lewe? Wat gebeur wanneer hy in die water van Mara inkom? Maria begin 'n loflied sing. Jy sien, die see van hartseer verander in 'n loflied. Hoor wat sing Maria, net nadat sy met Elisabeth gepraat het, in Lukas hoofstuk 1 van vers 46 af. Maria het gesing, hoor hierdie woorde, sy sê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my verlosser. Waarom? Omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Maria sê, die groot almagtige God het my in my geringheid raak gesien. Daar waar ek moedeloos was, het my in my geringheid raak gesien. Wow. En dan gaan hy aan, sy sê, kyk, van nou af sal die nuwe geslag my gelukkig noem. Ek is nie Maria, see van hartseer meer nie. Hulle sal my gelukkig noem. Want groot dinge het hy aan my gedoen. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming aan my. Jy sien, wat gebeur wanneer Jesus in Maria se lewe ingebore word, wanneer Daleen Matthea self in Saul Barnard se lewe inskryf, wanneer God hom in ons lewens inskryf, verander hy nie ons omstandighede nie. Hy bring perspektief. Want jy sien, toe Jesus in Maria se lewe inkom, ek wil amper sê, toe Jesus in Maria ingebore word, broers en susters, begin Maria die oë van Jesus kry om na die wêreld te kyk, en dis 'n perspektiefverandering. God verander nie Maria se naam nie. Hy verander die betekenis. Daarom sê ek vir jou vanmôre, as jy moedeloos is, as jou lewe vanmôre vir jou voel soos 'n see van hartseer, it never rains, it pours, gaan lees vir hierdie gedeelte. Want jy sien, wanneer Christus Kersfees gebeur in jou lewe, verander God jou kyk. Hy verander jou hartseer na 'n seer of 'n seën van vreugde. Want Maria sê, die nuwe geslag sal my gelukkig noem, want Jesus is in my. Die tweede groep is die skaapwagters. Nou, ons ken hierdie verhaal baie goed van die skaapwagters wat die skape oppas. Nou broers en susters, ek wil weer eens vanmôre 'n tweede keer bietjie breinspoel. As jy vanmôre uitgesluit voel uit die wêreld uit, as jy vanmôre voel dat die wêreld jou een kant toe uitgestoot het, as jy voel ek pas nêrens regtig in nie, as jy vanmôre na jouself kyk en dink is regtig niks werd nie, wil ek jy moet saam met die skaapwagters na die krib toe kom.
Want in die skaapwagters, in die nag wat Jesus gebore word, hou hulle wag by hulle skape, is by die oospoort, by die skaappoort, die ooste kant van Jerusalem. En daar is hulle. Nou, ons romantiseer baie keer die skaapwagters. Ons dink dit was hierdie great, pragtige werk gewees en almal was bly vir die skaapwagters. As jy 'n skaapwagter was jy die laagste stand in die samelewing. Dit was nie aanvanklik so nie. In Dawid se tyd was om 'n herder te wees was 'n eretitel. Maar as gevolg van herders se eie toedoen, en as gevolg van die manier waarop herders hulle self kondak het die aansien van skaapwagters al hoe laer en laer gedaal. In die eerste plek, skaapwagters mag nie in die tempel geoffer het nie. Tweedens, as daar 'n hofsitting was en 'n skaapwagter het die moord met sy eie oë gesien, mag hy nie eers in die hof getuig het nie. Dit is hoe laag hulle was. Hulle is beskou as nutteloos. Nou, as daar mense ooit in die geskiedenis was wat hulle self as waardeloos, as nutteloos gesien het, was dit 'n herder in die Nuwe Testamentiese tyd. En dan verskyn die engele aan hulle. Hierdie laagste van die laagste is die eerstes van die eerstes wat die boodskap hoor, die verlosser is gebore. En vir die eerste keer besef hulle wat hulle waarde is in die oë van God. Want herder, vir jou is die verlosser gebore. Liewe herder, vir jou verstoteling, vir jou wat aan die een kant in 'n hoekie sit, wanneer jy by die partytjie is wat niemand meer wil praat nie, jy wat daar alleen is, vir jou is hierdie verlosser gebore. Want ek het jou so lief. My gunsteling aanhaling, en ek haal dit al aan vir 25 jaar wat ek 'n predikant is 'n navorsingsstudie, mense hulle kan hom opdateer, wat ek baie jare terug geleer het. Hulle vra, wat is die 3 dinge wat mense die graagste wil hoor? 1, ek het jou lief. Almal van ons wil dit hoor. 2, ek het jou vergewe. Want ons almal maak droog. En 3, ek sal vir jou sorg. Almal van ons het iemand nodig wat ons gaan vashou wanneer dit swaar gaan. En wanneer die skaapwagters alleen voel, kom Jesus en hy sê, ek het jou lief. Mag dalk voel vir jou asof die wêreld jou nie lief het nie, maar ek het jou lief. En dan sê die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dis hoe Kersfees dieflewe verander wat voel ek is alleen. Ek beteken niks. Ek gaan vinnig aan. Die 3de groep is die sterrekykers. Nou weer wil ek 'n laaste keer vir jou vra, as jy vanmôre soekend is, as jy vanmôre nie weet waar jy in jou lewe op pad is nie, wil ek hê moet jy saam met die sterrekykers vanmôre na die krib toe gaan. As jy vanmôre dalk hier is, jy het nie lus gehad om hier te wees nie, maar jou man of jou vrou het jou hiernatoe gesleep, of 'n vriend of vriendin het vir jou gesê, kom saam met my kerk toe, of pappa of mamma het jou hiernatoe gebring, jy wil eintlik nog slaap. As jy daai ene is vanmôre, of jy voel, ek weet nie van geloof nie, wil ek vra dat jy saam met die sterrekykers vanmôre na die krib toe kom. Want jy sien, ons ken hierdie verhaal baie goed van die sterrekykers in Matteus 2. Die sterrekykers wat uit die ooste kom, die wyse manne, en ons lees altyd hierdie verhaal van die wyse manne en die sterrekykers. Hulle was soekers gewees, broers en susters. Vir generasies en geslagte was hulle siel en hulle gees en hulle hart onrustig. Hulle het gewag vir 'n ster om te verskyn. Hulle was soekend en op 'n dag verskyn daardie ster in die hemelruim. En hulle weet, ons soeke is verby. Die antwoord op ons sielvraag, die antwoord op ons hart se onrustigheid, die ster het in die hemel verskyn. My soeke is verby. Al wat ek hoef te doen is om Bethlehem toe te stap en by die krib te gaan kniel. Dalk is jy soekend. Want jy weet, die reis van hierdie wyse manne, toe hulle by die krib kom, verander hulle reis in 3 belangrike goed. Hulle soeke en hulle reis verander eerstens in 'n reis van geloof.
Want kan jy jouself dink, jy's in 'n vreemde land en hier kom 'n ster op. Wat dit van jou moet vat om alles op te pak en agter daai ster aan te loop? Om aan Jesus vas te hou. Vra geloof. Ons kan nie alles in hierdie lewe in 'n proefbuis bewys nie. Geloof is 'n greep van geloof. Maar hulle vind daardie greep by die krib. Die tweede ding is hulle reis word vir hulle 'n reis van betekenis. Hulle kom by Jesus in die oomblik toe hulle hom in die krib sien. Wat doen die wyse manne? Hulle gee vir hom 3 geskenke: goud, wierook en mirre. Nou, as betekenis aan elke geskenk, maar daar's 'n belangriker ding. Hulle lewe kry ewe skielik betekenis. Die Here sê vir hulle: ek seën jou om 'n seën te wees vir ander. En dan kry hierdie wyse manne betekenis. Hulle leef nie meer net vir hulle self nie. My betekenis lê daarin dat ek nie die seën van die Here oppot in my lewe nie, maar dat hy my seën sodat ek 'n seën sal wees vir ander. En dan derdens, hulle reis word 'n reis van verandering. Toe hulle by Herodes kom, sê Herodes: "O, die koning van die Jode is gebore. Kom terug wanneer jy hom gevind het en sê my waar hy is." Herodes wil hom doodmaak. Want dan kom die reisigers, die wyse manne by Jesus by die krib en net daar verander hulle lewens. Die engel sê vir hulle: moenie teruggaan na julle ou lewe nie. Moenie op jou ou pad in die lewe teruggaan nie. Gaan met 'n ander pad huis toe. Daardie huis is die ewige lewe. Die pad wat jy na die krib stap, is nie meer die pad na jou begeertes nie. Dis die pad hemel toe. En dis die verandering wat in die wyse manne se lewens plaasvind. En as jy soekend is vanmôre, as jy onseker is of nie lus is nie, kom kniel vanmôre by die krib. Die laaste 2 punte gaan ek vinnig noem. Dit is die stemme van die kruis en die krib uit die verlede. Maar wat beteken dit vandag vir jou en vir my? Wat beteken die krib in jou en my lewe? Matteus 1 vers 23 sê, Immanuel, God is by ons. Dis wat dit beteken. Jesus het mens geword om saam met jou te wees. Was hierdie week by 'n begrafnis gewees hier in Bethlehem by 'n vriendin van my wat ons van universiteitsjare af saamkom. Iemand wat baie van u goed geken het. En die dominee by die begrafnis het vir my een van die mooiste dinge gesê. Hy het gesê die Here is daar by ons wanneer ons die battles van die lewe veg. Hy het verwys na Eksodus 14 vers 14 waar die Here vir die Israeliete sê: bedaar en raak kalm, ek sal vir julle die stryd stry. Net soos in Maria verander hy nie altyd ons omstandighede nie, maar die Here klim saam met ons in die geveg in en hy sê: Rian, hier is my hand. Hy sê: kom klim in my arms dat ek jou kan dra as jy nie meer kan loop nie. Dit is wat Immanuel beteken. God by ons. Dis wat die krib 2000 jaar later beteken. Ek sal jou dra as dit vir jou te moeilik raak om te loop. En dan laastens, daar's ook 'n toekomsbetekenis. Ek het vir julle gesê aan die begin, Advent gaan eerstens oor die voorbereiding vir Kersfees, maar dit gaan verder daarna oor die antisisipasie van die ewige lewe. En dis wat die krib beteken vir die toekoms. Billy Graham skryf eendag en hy sê: ek het die laaste hoofstukke van die Bybel gelees. Ek het gesien waarna toe alles gaan. Ek ken daai uitdrukking: waar gaan die wêreld heen? Hy sê ek het daai boeke gelees en ek het die laaste hoofstukke gelees. En weet julle wat? Alles eindig oukei. Want waar die wêreld heen op pad is na die wederkoms van Christus. Johannes skryf in Openbaring, hy sê, so lyk die einde. Dis die toekoms van die krib. As jy bekommerd is oor wat môre voorlê, hier is die toekoms wat deur die krib kom. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarom sit.
Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee. Alles wat was het nie meer plek gehad nie. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Hy het die trane afgedroog. Die dood was daar nie meer nie. Leed en smart en pyn sal daar nooit weer wees nie. Die dinge wat vroeër was, het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek sal alles nuut maak. Dis die toekoms van die krib. Dis die toekoms van Kersfees. Ek sluit af. Mag hierdie Kersfees vir jou 'n wonderlike tyd wees. As jy saam met familie is, geniet dit. As jy op jou eie is, waardeer dit ook. Aanbid die Here. Vier die persoon, nie die seisoen nie. My hoop sal nooit flikker nie, want ek weet my verlosser leef, en my verlosser kom weer. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader. Here God, hoe kan ons vir U dankie sê? U het mens geword, Here Jesus Christus. U het onsself soos die outeur in ons lewens kom inskryf, en dit by 'n krib. Dankie dat ons kan juig. Dankie dat ons kan bly wees, dat ons in Engels kan sê rejoice, want ons verlosser is Immanuel, God by ons. Jesus, God is redder. Dankie dat ons hierdie Kersfees met daai wete en geloof kan ingaan. En Here, as daar vandag mense is wat moedeloos is, wat voel hulle het nie meer krag nie, mag ons saam met Maria by die krib buig. En Here, mag U ons ook ons naam verander en nuwe betekenis gee, van see van hartseer na see van vreugde. As die mense vandag is wat verstote voel, wat voel dat die wêreld hulle verwerp het, Here, wil ek vra dat hulle saam met die skaapwagters vanmôre by die krib sal buig. U wat sê, ek het jou lief. En Here, as daar vandag mense is wat soekend is, mense wat nie weet hoe vorentoe nie, wil ek vra dat hulle saam met die wyse manne by die kruis sal kom kniel. Vrede vir hulle hart en siel en gees sal vind, en sal weet Jesus, U is die antwoord. En dan juig ons vanmôre saam met die hemel, ons verlosser leef, tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, ek wil vra dat ons vanmôre afsluit met lied 353. Ek wil vra dat jy staan en saam met my hierdie Kerslied sing. Maar daarna wil ek vra dat jy bly staan en kragtig vanmôre hier uitstap deur belydenis te doen. Ek wil vra dat ons nou gaan staan en lied 535 sing vers 1 en vers 3 en hoor hoe pas dit vanmôre by ons preek, vanmôre vers 1. Die Heiland is gebore soos eeue reeds voorspel. Paulus se woorde deur die profete aangekondig. Die tweede reël, daar in die stad van Dawid word hy Immanuel, God by ons. Ek wil vra dat ons staan en sing ons vers 1 en vers 3 en daarna bly jy staan, dan sal ek vir jy voortgaan en ek sal voortgaan met die geloofsbelydenis. En ek wil vra dat jy vanmôre saam met my jy geloof hardop sal bely. In die vroeë kerkhof, toe die geloofsbelydenis geskryf is, was dit die gebruik gewees. Gelowiges het die belydenis hardop gesê. En die rede was, en hulle het dit met oop oë gedoen, sodat ons na mekaar kan kyk en sê, ek is nie skaam om te bely dat ek kind van God is nie. Bely vanmôre wie hierdie God is. Ons sluit af met lied 353 vers 1 en vers 3 en daarna sluit ons af met die geloofsbelydenis hardop.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.